Welkom by Ekerk Boodskap, die podcast. Ons is 'n geloofsfamilie wat mense oor alle grense met die Bybel wil inspireer en toerus op 'n eie tydse manier. Jesus is die hartklop van Ekerk. Die Bybel is die middelpunt van alles wat ons is en doen. Mag vandag se boodskap jou verhouding met die Here verdiep. Geniet die boodskap. Here, baie dankie dat ons die voorreg het om die woord van die Here, u woord, u lewende woord in die hand te hê. Laat u naam verheerlik word, laat die koninkryk hier deurkom en laat u al die eer ontvang in Jesus se naam. Amen. Wat is die wêreld sonder musiek? Dink jou dit in. Dink vir 'n oomblik, jy sit op 'n rugbystadion en niemand sing nie, of by 'n sokkerwedstryd. As jy op lofte sit en jy hoor nie kaptein nie, dan gaan jy voel jy wil jou geld terugvra, nie waar nie. Of Neil Diamond se Sweet Caroline, almal ken dit. Almal kan dit saam sing. Of as jy in 'n kerk instap en jy hoor Amazing Grace, jy ken dit. Dit resoneer met jou. Ek het 'n boek hier op my rak, The Mozart Effect, wat vertel dat musiek mense se brein ten goeie verander. Veral Mozart se musiek wat nagevors is. Daar is die interessantste studies oor intensiewe eenhede waar klassieke musiek gespeel is, wat neurochirurge sê dieselfde effek op mense het as kalmerende medisyne, ensovoorts, ensovoorts. Musiek is lewensveranderend. Baie mense het hulle eie soort van 'n liedjie, hulle life song. Dit was die Christelike groep Casting Crowns wat 'n paar jaar gelede juist so 'n lied geskryf het, 'n life song. Jy kan dit gaan luister. Wat ek eintlik met my lewe 'n lied komponeer tot eer van die Heer. Maar wie van ons ken nie Frank Sinatra se I Did It My Way nie? Of is dit 'n klompie sulke liedere? Hop hop, nee, dis nie een van hulle nie. Wat almal se lewensmusiek eintlik verwoord. Ek is seker as ek vir Paulus sou vra, Paulus, as jy jou lewe in een musikale lyn sou uitdruk, dan sou hy vir my sê, Stefan, jy behoort tog geweet het, vir my is om te lewe Christus, Filippense 1. En as ek vir Joshua sou gevra het, Joshua, as jy jou lewe in een sin kon sing, wat sou dit gewees het? Dan sou hy gesê het, jy het dit tog gehoor in Joshua 24 vers 15, ek en my huis sal die Here dien. Of as jy vir Habakuk sou gevra het, wie van ons sou nie dadelik geresoneer het met hom as hy vir ons gesê het, dit is Habakuk 3 vers 17 tot 19, al sou die vyeboom nie vrugte dra nie en die druiwe stokke sonder druiwe wees en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Dis wonderlik as jy 'n lewenslied het, as jy jou lewe kan sing. Musiek doen iets anders aan ons brein, as boeke, as rasionele tekste. Musiek verander ons, musiek laat ons lewe. As daar nie musiek is nie, is jy in die hel, letterlik. Die hel het nie musiek nie. Daar skree en huil mense. Musiek kom van God af. God verheerlikende musiek gaan terug na God toe. Maar ek wil daarom met jou vir 'n oomblik saam met jou stil staan by Exodus 15, 'n teks wat ek onlangs raak geloop het en waaroor ek ook gepreek het, maar wat nog steeds met my resoneer. Dit is die lied van Moses. Exodus 15 word geskrywe net nadat Moses hulle gesien het hoe die farao en sy soldate daar by die Rooi See verdrink het. Dan skryf Moses 'n lied en Miriam sing ook later in Exodus 15. Ek lees net 'n vers of 2 van Exodus 15. Ek wil tot eer van die Here sing, omdat hy hoog verhewe is. Perd en strydwa het hy in die see geslinger. Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. Hy is my God, hom roem ek. Die God van my voorvaders, hom prys ek. Die Here is oorwinnaar in die stryd. Sy naam is die Here, en wat daarop volg. Maar wil jy nou weet wanneer is 'n lied
'n treffer. Ons almal ken mos 'n top 20, die uitdrukking. Jy weet, dit is die top gewildste 20 liedere van die afgelope week. Wil jy weet wat is die top treffer van alle tye? Die lied van alle liedere wat die top 20 behaal het van alle tye. Hiervan gepraat. Ek sien nou die dag dat die Guinness Book of Records sê die mees opgeneemde lied van alle tye is Gershwin se Summertime, 67,000 keer. Paul McCartney se Yesterday is ook al oor die 4,000 keer opgeneem. Maar die lied wat 'n tydlose toptreffer geword het, sal jy my glo as ek sê, dis hierdie lied van Moses. Dit het 'n biljoen treffer geword. 3 biljoene mense sing dit. Kom ek lees dit vir jou. Ek lees saam met jou Openbaring 15. Johannes neem ons in die hemel in. Hy is besig om vir ons te vertel hoe lyk die lewe in die hemel. Hy vertel in 15 vers 1, ek het 'n ander teken in die hemel gesien. Dit was baie groot en indrukwekkend. Daar was 7 engele met die 7 laaste pla. Wanneer hulle begin optree, kom God se woede finaal tot 'n einde. Toe het ek iets gesien wat lyk soos 'n see wat van glas gemaak is nog steeds in die hemel. Dit was vermeng met vuur. Ek het ook mense gesien wat die bose dier oorwin het en sy standbeeld en die getal waarmee sy naam verbind word. Nou verwys Johannes na daardie bose dier wat die 666 merk op mense sit. En nou sien hy gelowiges wat gesterf het reeds in die hemel. Ons kry dus nou 'n kyk in die hemel in. Ons kry 'n kyk na ons toekoms. Ons kry 'n kyk na hoe lyk die lewe anderkant die graf. Baie Christene vra, hoe lyk die hemel? Min mense verstaan. Openbaring 15 vertel vir ons presies hoe. Wat gebeur daar? So ons is nou besig om ons eie toekoms te sien en ons gaan dit nou hoor ook. Dit is hierdie mense wat die dier oorwin het. Hulle het daar by die see gestaan, die hemelse see wat soos glas gelyk het. Hulle het harpe vasgehou wat hulle by God gekry het. Wat verwag jy as jy iemand sien wat 'n harp het? Wat verwag jy as jy in die hemel opdaag en jy kry hierdie fantastiese hemels ingestelde musiekinstrumente? Dan gaan jy musiek hoor, want in die hemel gaan jy sing. Hoor nou vers 3 van Openbaring 15. Hulle het Moses se lied gesing. Wat 'n lied? Die lied wat ek nou sopas 'n stukkie saam met jou gelees het in Eksodus 15. En ek het nou gesê, dit is die trefferlied van alle tye. En nou is ons eerste rede, want dit word in die hemel gesing. Hulle het Moses se lied gesing. Hy is God se knegt. Dit is ook die lam se lied. Jesus het ook hierdie lied oorgeneem. Dit is nou ook Christus se lied, want in die hemel gaan alles oor Jesus. Alles gaan oor hom. Hy is die Here van die hemel, saam met die Vader en die Gees. Nou sing hulle, hoor nou hierdie lied. Toe sing hulle, groot en indrukwekkend is alles wat u doen, Here God Almagtig. U paaie is goed en regverdig. U paaie is die waarheid. U is koning oor al die nasies. Wie sal nie bang wees vir u nie, Here? Wie sal nie u naam eer nie, want u alleen is heilig. Al die nasies sal nader kom na u toe. Hulle sal in aanbidding buig voor u, want u goeie en regverdige dade is oral bekend. Almal weet daarvan. In die hemel sing mense. In die hemel gaan ek en jy sing. En ek en jy kan nou vandag, vanoggend, wanneer jy ook al inskakel, hemelse musiek luister. Ons het die frekwensie, die sender van die hemel. Ons noem dit God se woord. En Johannes neem ons vir 'n oomblik in die hemel in. En hy sê vir ons, weet jy wat is die toptreffer? Moses se lied. Weet jy wat is die musiek wat tydloos vir altyd wen? Moses se musiek. Ja, hier op aarde is daar baie soorte musiek. Ons almal het wat ons noem 'n musiek smaak. En dis reg.
Party van ons hou van bietjie raserige musiek, party van ons hou van rustige musiek, party van ons het verskeie musieksmake. Dis reg so. Maar weet jy wat se musiek is tydloos? Oorspan tyd en ewigheid. Die lied van Moses. Dit is lewensbelangrik dat jy en ek dit weet, want dis wat ons gaan sing. My oupa het altyd vir my gesê, my kind, 'n mens kan niks saamvat hemel toe nie. Ek dink mens kan tog wel. Jy kan nou reeds oefen vir die hemel. Jy kan nou reeds die musiek aanleer vir die hemel. Hier op aarde praat en sing ons maar goorliedjies. Baie van ons taal, baie van dit waarmee ons elke dag besig hou, is maar donker en negatief en afkrakend en afbrekend. Hierdie wêreldse musiek is nie wat jy in die hemel gaan hoor nie. Hier hou topliedjies nie vir lank nie. Laasweek se treffersparade is vandag vergete en verby. Daar's alweer 'n nuwe sanger, 'n nuwe ster, 'n nuwe popgroep op die toneel, 'n nuwe rockgroep. Jy noem dit, maar musiek word so vinnig uit die mode soos wat kan kom. Yesterday's news, yesterday's heroes, al die musiek. Maar in die hemel is daar 'n tydlose toptreffer, die lied van Moses. En weet jy wat? Jy en ek moet dit aanleer, want ons gaan dit sing. Ons eerste taal, en ek het dit al hier by E-kerk, onthou ek op 'n dag by stil gestaan, maar kan ek dit net weer sê? Ons eerste taal, nog sterker gesê, ons moedertaal, is nie Afrikaans nie. Nee, dit is nie. Ek is so geleer, maar ek moes reg geleer gewees het toe ek 'n Christen geword het. My eerste taal is Christen. Ek praat die taal van Christus. Ja, ek gebruik Afrikaans om dit mee te verwoord. Ek droom in Afrikaans, skryf in Afrikaans. Party mense droom in Engels of in enige ander pragtige taal, Zulu of Duits of Xhosa of jy noem dit. Maar 'n Christen, of ek hier Afrikaans praat en of ek daar Duits praat of wat ook al, my eerste taal is die taal van Jesus, is die taal van lof. Wat se taal wen in die hemel? Die lied van Moses, dis die toptreffer. Hoor net weer 'n bietjie hoe klink die toptreffer. En terloops, dis juist die punt van vandag se boodskap, dat ek nou reeds die toptreffer musiek van die hemel moet aanleer, want dan gaan ek as daarmee bekend in die hemel instap. Dan gaan dit bekende musiek vir my wees. Dan gaan ek tuis wees. Hoor net hoe klink die musiek van die hemel. Toe sing hulle, groot en ontzagwekkend is alles wat U doen, Here God Almagtig. U paaie is goed en regverdig, U paaie is die waarheid, U is koning oor al die nasies. Wie sal nie vir U bang wees nie, Here? Wie sal nie U naam eer nie? Want U alleen is heilig. Dis die musiek van die hemel. Nie treurliedjies nie, nie begrafnismusiek nie, nie droefheid musiek nie, nie soos wat ek altyd sê, lewensstorme breek in woede nie. Ek onthou, ek het dit al gesê, ek onthou, in my kinderjare was ons een orrelis in die gemeente baie lief vir lewensstorme breek in woede. En ek het gedink as sy in 'n goeie by is, dan speel sy dit, want van daar af het dit net erger gegaan. Maar jy hoor nie sulke musiek in die hemel nie. Jy hoor nie treurmusiek in die hemel nie. Jy hoor nie klaagmusiek in die hemel nie. Jy hoor net lof en aanbidding. Hoekom? Want God is daar. God is in die huis. God is in die stad. Hy is die lig. Hy is die lewe. En jy en ek kan nou inkyk in daardie wêreld. En daarom, soos wat ek by herhaling sê en vandag nog 'n keer sê, kry jy nie in die Nuwe Testament klagtes en klaagmusiek en treurliedere te veel en klagtes soos wat jy in die psalms dikwels kry nie, lament, die klaagpsalms nie. Die Nuwe Testament het ophou kla en treur, het ophou murmureer en beklei. Ja, dis reg en dis deel van God se woord in die Ou Testament. Jy ken 'n Job met sy tirades teen God. Jy ken 'n Asaf in 'n Psalm 73 wat sy geloof verloor. Jy ken klaaglied op klaaglied in die psalms. Jy ken die boek klaagliedere. Maar die Nuwe Testament het ophou kla. Hoekom?
Hulle het die teks van die hemel gekry. Hulle het die bladmusiek gekry van die musiek wat wen. En hulle oefen dit nou in. Jy vat vir Paulus in Handelinge 16 en jy slaan hom in stukke. En hy sing die teks van die hemel. Hy loof God. Hy loof God. Hy loof God waaragtig in sy eie bloed. Jy vat Stefanus en jy vermoor hom in Handelinge 7. En hy kyk op. Hy sê, en ek sien Jesus. En ek vat die noot van die hemel. En hy loof God. En hy loof God al vermoor hom. Jy vat die vroeë kerk en jy vervolg hulle. En hulle sing lofliedere. Ja, hulle vra, Here help ons. Jy sien dit in Handelinge. Maar terwyl hulle ly en huil en stikkend is, sing hulle nuwe musiek. Hoe die kerk van ons dag dit verloor? Hoe het Christene so ewe dieselfde stemme en inhoude as die res van die wêreld? Ek herinner my aan 'n studie van George Barna wat sê, daar is bitter min verskil tussen 'n normale Christen en 'n normale nie-gelowige se daaglikse taal, daaglikse gebruike, daaglikse gewoontes. Ons klink maar soos die wêreld. Ons praat maar soos die wêreld. Ons kla maar soos die wêreld. Ons is maar hooploos soos die wêreld. Meeste preke is maar amper soos die wêreld. Net God kan ons help. Jy kan amper nie 'n preek hoor nie of jy hoor hoe stikkend en ellendig dit is in die kerk. Maar wanneer jy Openbaring hoor, wanneer jy die toptreffer van die hemel hoor, kan ek dit nou maar so eenvoudig sê, want dis die woorde waarmee ek groot geword het, die hitbereid van die hemel hoor. Dan is dit die lied van Moses, die lied van die lam, die lied wat ontplof, die lied van dankbaarheid. En dis die musiek wat jy en ek, ons weet dit nou, wat ek en jy gaan sing, so ons moet dit inoefen. Hoe raak jy 'n nuwe taalbaas? Jy moet dit inoefen. As jy wil Zulu praat, of as jy wil Duits praat, of Grieks aanleer, moet jy die woordeskat aanleer, jy moet die taalstrukture aanleer, en jy moet dit inoefen. Jy wil nie by die hemel aankom, en dan weet jy nie hoe klink lof nie. Jy wil by die hemel aankom, en dan sê die engele, ons het gehoor hoe oefen jy op aarde. Ons het gehoor hoe jy die nood vat, toe dit met jou swaar gegaan het, en jou oes misluk het, hoe jy saam met Habakuk gesing het, nogtans sal ek in die Here jubel. Toe jy jou werk verloor het, of in daardie misdaad was, en almal gesê het, waar is jou God? Hoe jy opgekyk het en gesê het, Here my God, U is my hoop en my redding. Toe jy nie geweet het, waar die deurbrake gaan kom nie, en vasgehou het aan my, en volhard het, en 'n loflied gesing het, ons het gehoor, hoe jy die Here aanbid het. Want dis wat 'n Christen doen. 'n Christen oefen nou reeds die musiek aan. Ek hoor nou reeds die musiek, ek oefen dit in, en derdens verander dit my. Ek het vertel nou van daardie boek op my rak, een van die boeke op my rak, The Mozart Effect, wat sê 'n mens se breinontwikkeling word letterlik ten goeie verander deur klassieke musiek soos die van Mozart. Weet jy? Studies wys van Christen navorsers wat hierop gaan navorsing doen het, veral Newberg, neuroteoloog, dat aanbiddingsmusiek 'n veranderende effek op ons brein het. Dit bring kalmte, dit bring 'n verbintenis met ander gelowiges. Ja, en ek weet elkeen het ons eie musieksmaak ook wat aanbiddingsmusiek betref. En ek het al genoeg kerklike worship wars beleef, aanbiddingsoorloë oor verskillende musiek. Maar feit bly, dit gaan oor die inhoud. En ware musiek wat God verheerlik, is daardie musiek wat jou meesleur en jou van binne af verander. Luister gereeld na aanbiddingsmusiek. Luister gereeld na musiek wat God verheerlik. Luister gereeld na musiek wat jou verander, want dit doen. Want God het ons so bedraad, hy het ons so gemaak, dat dankbaarheid en vreugde en blydskap gesond is. Ons gesond maak, ons genees van binne af. En dis die manier hoe ons oefen vir die hemel. Dus hoe ons plek maak, of gereed maak, om by God te gaan wees. Wat se musiek weer klink op jou lippe?
Watter taal praat jy elke dag? Het jou taal al verander? Hierdie is nie 'n liggewig vraag nie. Dis 'n vraag wat lewenslank by my spook. Watter effek het geloof op my lewe? Op die inhoud van my gesprekke, op die inhoud van my taal, op die manier hoe ek dink, hoe ek bid? Klink ek maar soos die res? Is ek maar ewe hooploos, stikkend, elendig? Of vertel my taal dat ek die lied van Moses ontdek het, dat ek die toptrefferlied van die hemel ontdek het, en dat ek besig is om dit in te oefen? Ek kry dit nie altyd reg nie. Partykeer is daar moedeloosheid op my lippe, skewe woorde, selfs woorde waaroor ek skaam kry. Partykeer val ek, partykeer skinder ek ook. Here, asseblief wees my genadig. Laai nuwe musiek op my lippe. Ek sluit af. Ek het dit al gesê, mag ek weer sê, die grootste skuif in my eie lewe was toe ek agtergekom het, vervulling met die Heilige Gees het nie in die eerste plek te maak met al die dinge wat mense vandag sê, praat jy in vreemde tale en wat nie, maar sing jy nuwe musiek. Efesiërs 5 vers 18 leer my dat ek moet vervul word met die Heilige Gees. Maar dan sê vers 19, sing onder mekaar lofliedere en vreugdesliedere, sing tot eer van die Here. Die hemel ken treffermusiek. Dit het begin by Moses. Nou is dit die lied van Moses en die lied van die Lam. Dit gaan die musiek wees wat jy en ek sing in die hemel. Ons het nou reeds die bladmusiek. Ons het nou reeds oefengeleentheid. Dit gaan ons verander. Die vraag is ons reg daarvoor? Is ons bereid om nuwe taal aan te leer, nuwe musiek aan te leer? Want dit gaan in die hemel gebeur. Amen. Dankie Here dat U besig is met nuwe bladmusiek in my lewe. Dankie dat ek ook kan leer om saam met Moses die lied van die Lam te sing oor U, o God, wat groot en ontzagwekkend is. U is heilig en ons buig in nederigheid voor U. Ons loof en prys U. U is goed, aan die goedheid is daar geen einde nie. Leer my nuwe taal, nuwe musiek aan in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. Mag jy die boodskap elke dag saam met jou dra en weet dat die Here naby is en jou liefhet. Tot volgende keer. E-Kerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.